Wonderlike Vader, wat 'n voorreg het ons nie om met mekaar te wees en saam u woord te ondersoek. Want ons is so afhanklik van u en van u woord wat waarheid is. En daarom dank ons u dat u nog 'n stapie verder gegaan het en vir ons u Ruach HaAmes gee, u gees van waarheid, sodat ons die woord kan verstaan. En soos wat u vir ons gesê het, u stuur die trooster, u stuur Ruach HaAmes om ons te leer in waarheid, in geregtigheid en oordeel wat gaan kom, en dan natuurlik ook om ons alles te leer wat Joshua ons geleer het. So ons dankie daarvoor, Vader, ons loof en prys u. U is so welkom om ons midde, kom help ons, kom lei ons, kom leer ons, maak u woord vir ons oop, sodat ons kan verstaan vir hierdie dag en tyd wat u wil hê ons moet weet. En ons dankie daarvoor, Vader, in Joshua se naam, loof en prys ons. Amen. 3 dae duisternis. Net so met 'n oplig van 'n hand, wie het daarna gekyk op die net, of wie weet daarvan wat dit op die net is? Net een ou, of 2 ouens. Okay. Goed, dan vir die ander ouens gaan dit nou redelik vreemd wees. Goed. Maar as julle dan daarna luister of dit te hore kom, julle weet natuurlik alles op die net en dit wat hier voor vanaf kom, moet julle deurbid en vir Vader vra, wat is waarheid? Ons vat niks wat niemand sê as waarheid. Die Gees moet dit self vir ons oopmaak. En dis ongelukkig die probleem waarmee ons sit. Ons vat alles is waar, want ek sou gewoonlik waar praat. So ek verwag daai ou gaan waar praat, maar dit werk nie so. Goed, ongelukkig nie. Menigte mense het nou op hierdie appelkarretjie geklim. Iemand het dit gesien iewers, dis gepen baie jare terug, 'n profesie wat 'n vroutjie gesien het, en omrede die wegraping ding gekom het, en het hulle sekere skrifte bymekaar gesit, hierdie profesie bymekaar gesit, en ek gaan baie kortliks poog verduidelik wat die mense gesien het, en dan as ek mag, sal ek my opinie gee. Is daar in die woord enige inligting oor 3 dae duisternis wat oor die aarde gaan kom? Nee. Daar's geen skrif nie, so daarom moet ons onmiddellik die stelling bevraagteken. Dit beteken nie dat dit nie kan of sal of gaan gebeur nie, maar ons lees nie die woord nie, want Vader sê, voor ek iets doen, vertel ek dit vir my profete, en dan sal dit uitbasyn word, en dan doen ek dit. So daarom, jy kan 'n profeet wees, dis waar, en daai suster kan 'n profetes wees, dis ook waar, maar ek glo alles wat gaan gebeur is reeds in die Bybel geskryf. Dis nie nodig om nog iets by te sit. Alles is reeds daar. Dis voldoende vir ons. Maar dit beteken nie dat Vader nie deur mense kan praat nie. Goed. Was daar in die woord 3 dae van duisternis gewees al? Yes, daar was. Nou, net daai stelling sê vir ons, daar's 'n moontlikheid dat dit weer gaan kom. Want ons weet, die God, die Elohim wat ons aanbid, is 'n God van patrone. Wat is, was, sal weer wees. Hy doen niks niets nie. So daarom moet ons dit in ons agterkop hou, daar is so 'n moontlikheid. So sekerlik lees ons daarvan, dis die 9de plaag wat in Egipte was, Eksodus 10:21. Verder het Jahwe vir Moshe gesê, steek jou hand uit na die hemel, en daar sal duisternis oor Egipte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. En daai gedeelte het ek altyd gewonder hoe dit kan wees. Ek en my vroutjie was eenslag in die kasteel in die Kaap, in 'n onderste gat waar hulle die gevangenes ingewerp het. Nou dis die donkerste plek waar ek nog ooit in was. Jy kan enige tyd van die nag wakker word, as jy so 'n minuut of 3 wag, sal jy jou hand op jou vingers kan sien. Daai gat kan jy nie jou vingers sien. Dit is so donker jy kan dit sien. Nou hierdie donkerte was nog groter as dit. Want ons lees in die woord dat Goshen, waar Israel was, hulle liggies het gewerk, hulle oliepitte of hulle kersse of wat hulle gebruik het, kom ons hou daarby. Wat hulle gebruik het vir hulle lig gegee. Maar in Egipte nie. So die aanname, hierdie duisternis is van God.
En hierdie duisternis is so groot dat geen mensgemaakte lig kan werk nie. Okay? Want in Egipte kon dit nie werk nie. Ons kon hulle mos net hulle goed ontsteek. Okay, so dit moet ons in ons gedagte hou. Dit maak net sin, want ek het nooit verstaan hoe werk dit, kon hulle nie wat 'n kersie aansteek nie. Dit was duisternis. Hulle ligte het nie gewerk nie. En dit het ek begryp nadat ek hierdie profesie gelees het. Want dis wat na bewering ook gaan gebeur. Goed. Vers 22, en toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte 3 dae lank. Goed. Vers 23, en die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek af opgestaan nie 3 dae lank. So indien dit kom, en indien die duisternis dieselfde tipe duisternis is, gaan jy nie kan loop en jy gaan teen alles vasloop. Jy gaan jou plek moet voel tot by die koskas as jy ietsie wil eet. Maar wat 'n awesome tyd om 3 dae en 3 nagte te vas. Okay. So, dis 'n seisoen of 'n tyd as dit gebeur waar die duisternis so erg is dat jy niks kan doen behalwe om te lê of om te sit. En die grootste wat dan dink ek kan gebeur is met kindertjies. Hulle gaan dit nie verstaan nie. Ek en jy gaan baie vrae hê en ek en jy kan angs bevang, veral as jy bang is vir die donker, kan jy begin vrees bevang raak. En hoe klink so 'n huis dan nie? En dit wat ek nou deel is glad nie om ons bang te maak. Ek sê ook nie daar kom so iets nie. Ek sê net dit is wat tans die ronde doen. Maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Dit sê nie die son het geskyn nie. Dit sê hulle het lig gehad. So hulle ligte het gewerk, maar die heidense lig het nie gewerk nie. So dit gee vir my 'n positiewe lig. Indien dit sou kom, sal ons ligte werk. Want hulle ligte het gewerk. Daarom moet jy dalk oor jou ligte bid, dan sal hy werk. Ek weet nie, die profesie sê eintlik so, maar ons kom dalk daarby nou. Maar alle gelowiges het lig in hulle woonplekke gehad. Onthou hierdie oordeele wat gaan kom van Vader in Openbaring is oor die heiden, nie oor die gelowige nie. Jy het gesien is die heiden wat sterf. Die plaag kom oor die heiden, alles oor die heiden. So as jy is na Vader wil hê, jy moet wees en jy's gelowig, glo ek, as dit sou kom sal jy lig hê. Ja, maar wees net bewus van dit is die profesie, dis wat die mense sê, dis wat dalk kan gebeur. Ons weet God verander nie, so daarom as hy lig gegee het vir Israel en Vader stuur die duisternis, dan sal hy ons lig gee. Daar is dus 'n moontlikheid dat die duisternisplaag hom kan herhaal. Hoekom sê ons so? Ons lees in Openbaring 11 vers 6. Hulle, dis die 2 getuies wat die plaag gaan aankondig oor die wêreld. Ons sien hulle noem net 8 van die 10 plaag wat aangekondig gaan word. Duisternis is een wat nie genoem word. Okay? Daar word wel genoem van die volgende. Dis die 2 getuies. Hulle het mag om die hemel te sluit sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het die mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaag so dikwels as hulle wil. Daarom die aanname, hulle is soos 'n Moses en 'n Aaron. Hulle kondig die plaag aan, maar nie net oor Egipte nie, nie net in Israel nie, oor die hele wêreld. 8 van die plaag word vir ons uitgespel, 2 word nie. So daarom die aanname, een van hulle mag duisternis wees wat oor die aarde gaan kom. Hoekom sal hulle 8 van die plaag kopie, maar 2 nie? Alles wat in Openbaring oor die aarde gaan kom, het in Egipte plaasgevind, slegs 2 word nie genoem nie, die 3 dae duisternis is 1. Openbaring 9 vers 2,
En hy het die put van die afgrond oopgemaak en daar het rook opgekom uit die put soos die rook van 'n groot oond en die son en die lig is deur die rook van die put verduister. Dis dan wat gebruik word ook as 'n aanname om te sê dis nou die 3 dae duisternis. En die bose magte wat tans in die put vasgevang is, die Nephilim en die ander word release. Maar dis nie wat die woord sê. Die woord sê hulle word release, maar die woord sê nie vir hoe lank is al duisternis. So dis 'n aanname, 'n moontlikheid, maar 'n aanname. Nou as ons hierna kyk, word hierdie vers gebruik om te sê nou is dit die bose wat uit die put uit opkom en hulle het die mag om 2/3 van die mensdom te vernietig. En daar is sulke skrifte in Openbaring. So die aanname is hierdie groot weermag wat God gaan gebruik is 'n geestelike weermag, nie 'n fisiese weermag nie. En hulle gaan dus nou al die mense dood. En dan kom daar in die profesie nou klomp goedjies, as ek dit nie gelys het nie, sal ek dalk van dit nou noem. Goed, hier is kortliks die rede hoekom dit tans gons van dit wat moontlik kan kom. One of the most famous quotations about the event is attributed to the Italian mystic Anna Maria Taika. There shall come over the whole earth an intense darkness, lasting 3 days and 3 nights. Nothing can be seen, and the air will be laden with pestilences, which will claim mainly, but not only, the enemies of the religion. It will be impossible to use any man-made lightning during this darkness, except blessed candles. He who out of curiosity open his windows to look out or leave his home will fall dead on the spot. Goed. Nou, hierdie gedeelte word gebruik en dan maak 'n ou 'n hele YouTube videoetjie daaroor en sê jy moet voor die tyd na jou ruimte toeplak met tape, laat jy nie kan uitkyk nie en so meer. En as jou hondjie buite is, jy mag jou deur oopmaak vir jou hondjie nie. Hierdie bose magte kan nie jou kinders of jou ma of iemand se stem namaak en as jy die deur oopmaak, is jy dood. Okay. So hulle bring enorme vrees oor die mense, oor dinge wat dan kan gebeur. My denke en my innermens sê vir my, as ek buite toe kyk uit nuuskierigheid, uit vrees, kan ek probleme kry. Maar as ek glo die lewende God is in my en hy beskerm my, sal ek buite kan rondloop en niks sal met my gebeur. Dis wat ek glo. Ek sê nie ek is reg nie. As hierdie woord van Yahweh is en hierdie vrou het geprofeteer, is dit 'n woord wat God wil hê ons moet van notisie neem. Okay? So nader aan die tyd glo ek Vader sal ons wys, maar die belangrikste is moet dit nie as vrees goed sien nie, dan is jy al klaar op 'n verkeerde plek. Want dan is dit die bose wat jou jaag en nie die gees van die lewende God nie. During these 3 days, people should remain in their homes, pray the rosary, hierdie vroukie was 'n Katholiek, and beg God for mercy. All the enemies of the church, whether known or unknown, will perish over the whole earth during that universal darkness. With the exception of a few whom God will soon convert. The air shall be infected by demons who will appear until all sorts of hideous forms. So die kort en die lang is dis wat sy gesien het, dis wat sy ervaar het en die aanval is dis teen die bose. Wat sin maak in 'n mate want 2/3 van die mensdom moet sterwe. Dis biljoene. Dink ek het al daai verse daar nie, maar daar's 4 engele by die Eufraatrivier vasgebind is tot op die dag in die tyd wanneer hulle release word om al die mense dood te maak. Dis hulle job. So hulle het nog nooit niks gedoen nie, behalwe hulle staan daar tot God sê gaan maak die mense dood. Dan gaan hulle om die mense dood.
Goed, en uit die Efraat-rivier van die ooste af kom al hierdie dinge mos nou aan ook as jy die res van die skrifte bymekaar sit. En al hierdie dinge word dan geneem om 'n uitrol daarvan vir ons te illustreer. The candles or a blessed wax only will give light during this horrible darkness. One candle alone will be enough for the duration of this night of hell. In the homes of the wicked and blasphemers, these candles will give no light. Ek hoe lank is daai profesie, né? 45 bladsye en dan gat hy nog aan. So daar is sekere dele wat ek net vir julle uitlig wat die mense tans op die net gooi. This is the holy objects is what shall take fear away from you. Nou ons glo Jasper sal die vrees wegvat, nie die kers waaroor gebid is of die Bybel waaroor gebid is of jou kruisie waaroor gebid is nie. Dis die gees van God wat dit doen. Maar ek wil nou nie teen die vir ek lees nou net wat. As these days will cause many deaths, those who make me well serve and invoke me, and that will keep in their homes my blessed image, I will make safely all the belongings of them. During these 3 days, I will protect their cattle from starvation. I will keep because they must not be a single door unjar. Die kort en die lang wat ek daai verstaan is, tydens daai tyd hoef jy nie jou diere te gaan water gee nie, jy hoef nie vir jou diere te gaan kos gee nie, God sal vir hulle sorg. Jy moet net in jou huis bly. Dis waar jy moet wees volgens die profesie. Another mystic, dit is nou iemand anderste, Mary Julie Yahene. He said to have claimed that only 100% wax candles will work. This has led to people selling pure wax, beeswax candles to the Catholic households for this event. Okay, so nader aan die tyd gaan julle ook sien, dit gaan 'n verkoop dingetjie word. Mense gaan begin om hierdie kersse te maak en te verkoop en sê, this is the holy candles, they will burn during these 3 days of darkness. Moontlik nie, ek glo ons sal ons eie kan maak as ons sou wou. Goed, ander skrifgedeeltes wat gebruik word om die 3 dae duisternis te poog verduidelik of te bevestig is die volgende. Openbaring 6 vers 12, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harrige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat val. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plek versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom, wie kan bestaan? In Samuel lees ons 1 Samuel 2:9, die voete van sy gunsgenote bewaar hy, hy maak die goddelose mense kom in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Esegiel 32 vers 5, en ek sal jou vlees weggee op die berge, en die dale vol maak met jou oogheid, en ek sal jou stroomland nat maak met jou bloed tot by die berge, en die klowe sal vol word van jou. En ek sal jou uitblus, sal ek die hemel oordek en sy sterre verdonker, ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie. Dit is alles verse wat die donkerheid bring. Ons vra in die geval, met wie praat God? Met Elohim. So ons kyk na die gedeelte wat hom vooraf gaan, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor Farao, die koning van Egipte. So hierdie goed kom oor die nie verbondsvolk.
Dit kom oor die heiden. So al hierdie dinge ook. Esegiel 32:8. Al die skynende ligte aan die hemel sal ek om jou ontwil duister maak. En ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Meester Jahweh. En ek sal die hart van baie volke bekommerd maak as ek jou verbreeking onder die nasies uitbring na die lande wat jy nie geken het nie. En ek sal maak dat baie volke oor jou verstom staan en hulle koning sal oor jou gril van skrik as ek my swaard voor hulle swaai. En hulle sal elke oomblik sidder, elke een vir sy lewe op die dag as jy val. Met ander woorde, Egipte val, die wêreld val. So as daar 'n duisternis kom, is dit Jahweh wat sy oordeel bring oor die wêreld. Joël 2 vers 1. Blaas die besuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van Jahweh kom, want hy is naby. 'n Dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. Soos die môre skemering uitsprei oor die berge, kom 'n talryke en 'n magtige volk, wat van oudster sy gelykheid nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslag nie. Handelinge 2:20 praat ook van daardie gedeelte. So die groot weermag wat kom is 'n weermag wat God stuur om die heiden dood te maak, nie die gelowiges nie. Voor hom uit verteer 'n vuur en agter hom brand 'n vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Eden en agter hom is dit 'n woeste wildernis. Ook niks kan daaraan ontkom. So alles word vernietig waar hierdie weermag van God gaan deurbeweeg. Vers 4. Sy voorkoms is soos die van perde en net soos ryperde so hardloop hulle. Soos die geruis van wapens huppel hulle oor die bergtopte en soos die geknetter van 'n vuurvlam wat die kaf verteer, soos 'n magtige volk wat vir die geveg opgestel is. Vir hom bewe die volke van alle aangesigte verbleek. Soos jaalde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur en elke een gaan sy eie koers in. Hulle verander nie van pad nie. En die een druk nie die ander nie. Elkeen gaan sy eie pad. En tussen wapens deurval hulle, maar hulle bly in gelid. So baie is hulle. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die mure, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos 'n dief. Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart en hulle sterre trek hulle glans in. So dit wys weer eens na die dag wanneer Joshua terugkom. Dit verwys na 'n dag. So wanneer die duisternis oor die aarde kom, moet jy weet, nou is Joshua by die Here. Nou is hy, dis die dag van God, dis die dag van Jahweh. En dis hoekom baie mense hierdie profesie nou ingebring het by die 23-24 wegraad. Want daar is soveel ondersteunende inligting uit die woord en uit openbarings wat mense gehad het, dat hulle hierdie saamgebring het, want dit sou sin maak. Dit sou sin maak as dit so uitgespeel het. Vers 11. En die Here, Jahweh, verhef sy stem oor sy leermag uit. So hierdie weermag wat kom is God se. Want hy gaan die heidene vernietig. Want geweldig groot is sy leer, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van Jahweh is groot en uitermate vreeslik, wie kan dit verdra? So dit kan saamgaan met 'n duisternis wat gaan uitspeel. Die 9de plaag wat moontlik aangekondig word deur die 2 getuies. Want dan is hulle tydperk omtrent verby. Hulle profesie tydperk. Joël 2:28 en daarna sal ek my gees, hoe baie gebruik ons die vers en sê ons is al daarna, na die duisternis, na die oorlog waar klomp mense doodgaan, daarna giet ek my gees uit. Op alle vlees, nie net op die wat die gees wil ontvang nie, op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle ou mense droom en julle jongelinge gesigtes. Nou ons sien nou al first fruits daarvan. Van alles wat gebeur in die woord
is daar first fruits. So nou al sien ons in gemeentes waar die Gees kom, tjoep, en almal kry tale. Ons sien areas waar die Gees kom en die mense genees nie. Dis hierdie dinge wat first fruits is. Maar na al hierdie dinge wat ons gelees het in Joël plaasgevind het, sal alle mense God se Gees hê, of hy nou wil of nie. Almal sal God se Gees hê, want die Gees gaan oor alle vlees kom. Want nou op hierdie punt is omtrent alle heidene doodgemaak. So die wat oorbly is die wat soekend my aanname, soekend is na God, en daarom sal hy sy Gees oor hulle uitgee. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet. En ek sal wonders gee aan die hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilare. En die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van Jahwe kom. So wanneer die 3 dae duisternis plaasvind, sal ek moontlik inskakel met hierdie profesie. Goed. En elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos Jahwe gesê het, en onder die vrygeraaptes die wat Jahwe sal roep. Amos se gedeeltetjie, Amos 5:18, weet die wat na die dag van Jahwe verlang. Wat sal tog die dag van Jahwe vir julle wees? Sal dit nie duisternis wees en geen lig nie? Herkou bietjie op daai versie. Deur die profeet Amos sê Jahwe vir ons weet nie wanneer hy kom, wanneer hy weer kom, vir ons gaan inhou. Nou daar's menigtes wat glo hulle gaan weggeraap word hemel toe somewhere. Die woord sê, gaan daai dag nie vir jou duisternis wees nie. Jy dink dis maanskyn en rose, gaan dit nie vir jou duisternis wees. Verwys dit dalk na die duisternis wat oor die hele aarde gaan wees, soos Joël en die ander profete van praat. Is die dag van Jahwe nie duisternis en geen lig nie, ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Ek deel nou wat in my opgegaan het. Ek sê nie dit kom van Jahwe nie. Wanneer daar destruction kom, vernietiging kom oor die mens en die mensdom, oor die heiden, oor sonde. En God is lig. Hy is heerlikheid. Is die kans goed dat hy 'n duisternis gaan skep en daardie duistere mag vernietig in sy eie duisternis. Dit maak net sin. God kom op sy domein waarin hy funksioneer, duisternis. En God sê, ek ben jouself in die duisternis. Ek het nie lig nodig om jou te doen. Ek oorwin jouself in jou eie domein. Sefanja 1:14, naby is die groot dag van Jahwe, naby en hastig, hoor die dag van Jahwe, bitterlik skreeu die helde daar. Nie die papbroekiges en die dogtertjies nie, die helde skreeu. Vers 15, onthou hierdie goeters is heidene, né? Dis nie gelowiges nie. Jy kan bid en jy sekerlik daar in die troonkamer nou nie fisies weggeraap nie, maar jy sal in die heerlikheid van God wees, as jy in hom glo en op hom vertrou. Hierdie dinge wat kom oor die heiden. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en 'n wolkenag. En as ons na hierdie skrifte kyk en ons verstaan dalk nie of ons dit nie die openbaring dat Jahwe ons kan beskerm in gose nie. Dat God ons kan beskerm in 'n plek van veiligheid. Jy kan nou maklik sien hoe gelowiges nie hier wil wees nie. En daarom wil ek liewers op 'n ander plek wees. Want kyk wat kom oor die aarde.
sal God dit oor my bring? Het hy dit gebring met Israel? Die eerste 3 jaar. So ons moet bewus wees van hierdie dinge en ons moet op God vertrou vir sy beskerming. En geen vrees hê. Jy moet weet wie jy in Jahwe is. Die Engelse gedeelte, verse 15. That day is a day of wrath, a day of distress and trouble, a day of waste and ruin, a day of darkness and gloominess, a day of cloud and thicker darkness. Dieselfde woord wat gebruik is in Egipte toe die duisternis oor die aarde gekom, en dieselfde woord, a thick darkness. Goed. 'n Dag van basynngeklank en 'n geskreeu teen die verveste stede, teen die hoë hoefvesting. So al die sterk goed, al die forte, al die prinse en principalities, alles wat die duisternis gebied het om hulle sterk te maak, word vernietig deur God. En ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen Jahwe gesondig het. So dis duidelik teen die heiden, waar hierdie oordeele van Vader kom, dis nie oor gelowiges nie. En hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Soos ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons, iemand het 'n visioen gehad, en hierdie visioen gepen. En nou is daar mense wat hulle eie interpretasies inbring aan dit wat gesien is, en nou gooi hulle dit op die net, het sy, wat hulle gedagtegang is, weet ek nie. Maar dit is baie belangrik om op die woord te fokus. Alles terug te vat na die woord toe en dit te gaan toets. En die resultaat wat ek vind, julle moet julle eie toets doen, is daar is 'n moontlikheid van 'n 3 dae duisternis, wyl die woord dit nie so spesifiek uitspel nie, omdat dit in Egipte gebeur het, en omdat 8 van die plaae in Egipte in die eindtyd gaan uitloop, is dit moontlik dat die 9de plaag die duisternis is. En daarom is Vader daar, hy gee ons sy woord om te sê, ek bring goed oor die aarde, maar julle wat gelowig is, sal beskerm word. Glo in my, vertrou in my, doen wat ek vir julle sê. Volhard net in geloof. Julle sal die dinge sien gebeur, maar oor julle sal dit nie kom. En dis ons vertroosting. Nie omdat ek en jy so smart is nie, dis omdat Joshua so goed is. En sy liefde vir ons. En sy belofte aan ons. En daarom hoef ons niks van hierdie dinge te vrees nie. Argumente onthou, as daar wegraping is, dan gaan ons saam. As daar nie een is nie, bly ons agter. As daar oordeel oor die aarde kom, is Vader by ons, hy sal ons beskerm, hy sal voorsien, hy sal ons veilig hou. Ons moet net op hom vertrou. Daar's 'n vraagie wat ek wou vra, ek is nou baie jammer. Ek het nie fotootjies vir julle gebring nie, ek wou, maar ek het nie daarby gebring. En dis 'n vraagie wat jy jouself asseblief moet antwoord. Dalk as jy stil is. Daar's 'n groep mense in Egipte, Christene, gelowiges in die Messiah. Wie het gehoor van die Koptiese kerk? Goed. Die Koptiese kerk is 'n kerk buite Egipte wat langs die Ashoop staan. Al hoe jy 'n Christen kan wees in Egipte is as jy jou moslim geloof verloor en jy gaan bly op die Ashoop, want jy's vullis, jy's drek. Anders kan jy nie 'n Christen wees. Wie van ek en jy is bereid om alles, my kos, my klere, my karre, my alles, vir God te los? En op 'n Ashoop te
gaan doen. Hulle gebruik die vullis, die sakke, om huise mee te bou, die kartonne. Daar's honderde van hulle. Dis hoe hulle leef, die kos wat die moslems weggooi, eet hulle. Gaan jy doen? In jou website. Ons as gelowiges in Yahshua klaar met 'n witbrood en 'n wêreld. Ons besef nie wat in ander lande aangaan. Dis hartseer. Ons was daar gewees. En weet julle wat, daar's 'n pastoor, ek weet nie of hy nog leef nie, hy het polio gehad. Nou jy weet as jy Israel toe gaan, gewoonlik is jy vuur en vlam. Maar ons in vuur en vlam bly. Maar die ou het polio. Kan jy onthou hoeveel kinders het hy gehad? Maar baie. 11 of 12 kinders. En die ou sukkel om te loop by polio. Hy is die pastoor van kerk. Hy sukkel om te loop en ek glo nie ons was die enigstes nie, ons menigtes wat seker vir hom wil bid. En ons vra kan ons hom bid? Hy sê nee. Hy sê ek wil nie genees nie. Hierdie mankbeen is 'n getuienis van 'n groot volk. Is 'n bietjie 'n ander uitkyk, nee. Is 'n bietjie 'n ander uitkyk. Vader, ons loof en prys U, ons dank U vir U goedheid en guns. Ons dank U dat U tot ons harte spreek, dat ons kan weet en sien en besef. U is ons krag, U is ons bron, U is ons beskermer. Ons plaas dus ons afhanklikheid in U hande, nie ons eie wil nie, nie ons eie gedagtegang nie, en sekerlik nie ons eie krag. En ons loof en ons prys U daarvoor, Vader, en Yahshua, vir hom. Amen.